Goeiedag en baie welkom by my eerste aanbieding oor generasiewelvaart of generational wealth. En ons praat oor dit wat meer as geld is en dan om hierdie legacy te los wat vir ewig sal hou. Nou, ek gaan na so 5 goed spesifiek kyk in hierdie aanbieding. In die eerste plek, waarom is dit belangrik dat ons oor hierdie goed gesels? Wat is generasiewelvaart? Bietjie praat oor familiewaardes, 'n visie vir die familie en dan ook die familiegeskiedenis. Nou, in die eerste plek, hoekom is dit belangrik dat ons oor hierdie goed praat? Ek was nogal geskok geweest toe ek hieroor begin nalees en ek sien dat 70% van alle welvaart is verlore na 1 generasie en 90% na 3 generasies. En toe vra ek myself net af, maar sjoe, hoekom is dit so en wat kan gedoen word om hierdie welvaart te beskerm? Want jy wat waarskynlik hierna luister, het baie ure ingesit, baie opofferings gemaak om die welvaart op te bou wat jy nou het. En dit sal hartseer wees as dit na 1 generasie weg is. So, generasiewelvaart is ook meer as net die bates. Dit gaan oor jou visie, waardes en ook om die nuwe geslag voor te berei. En ons gaan bietjie later in hierdie reeks daaroor verder praat. Nou, van julle mag weet dat ek hoofsaaklik fokus op aftredes en beleggings. So een van die algemene vrae wat ek kry is, hoe sal hierdie welvaart wat ek het, die ekstra eiendom, die beleggings wat ek het, kan oorgedra word na die volgende generasie? En dit is dan hier waar ons tradisionele finansiële beplanning eintlik moet konfronteer, waar ons gewoonlik gefokus het op 'n testament en 'n boedelbeplanning en dan's dit die einde van die storie en die volgende generasie moet eenvoudig maar net aangaan. Wat is generasiewelvaart? Dit is die basis, hulpbronne, waardes, kennis wat jy opsetlik oordra na die volgende generasie om dan hulle finansiële sekuriteit, geleenthede en welstand te bevorder. Jy gaan sien daar's 3 baie belangrike kenmerke hierin. Dis meer as net die bates en die beleggings. Dis intentioneel, met ander woorde, dit gaan nie net van self kom nie, ons moet 'n plan maak daarvoor. En nommer 3, dit is om vir die volgende generasie 'n voorsprong te kan gee. So dit sluit in finansiële kapitaal, dit kan eiendomme, beleggings, besighede wees. Dit is menslike kapitaal, kennis, vaardighede, werksetiek, intellektuele kapitaal, die wysheid, die besluitneming wat jy toegepas het in jou lewe en as jy welvaart opgebou het, dan het jy waarskynlik 'n paar goeie besluite geneem en ons wil graag daardie kennis oordra. En dan ook jou sosiale kapitaal, die verhoudings, die netwerke, die reputasie van die familie. Nou, toe ek hieroor begin lees het, was ek nogal geskok dat generasiewelvaart hoofsaaklik gefokus het op die ultra welvarende families, wat groot plase het, wat verskriklik groot besighede het. Maar ek het net besef dat hierdie is moontlik vir elke gesin, vir elke familie. Want elke familie kan so iets nalaat. Al is dit dan net julle familie-eiendom om mee te begin. In een van die boeke wat ek gelees het, het hulle onder andere die voorbeeld gehad van, dink nou maar net, as jou voorgeslagte ernstig besluit het om net die familiehuis in 'n trust te sit, en elke nuwe generasie of geslag het net hulle familie-eiendom daarbey bygevoeg. Ek het sommer vinnig vir chat gevra om 'n paar sommetjies te doen. As my familie 200 jaar terug begin het, wat kon moontlik gebeur het? Ons kon vandag ongeveer 3000 eiendomme in 'n trust gehad het. Dis amper onmoontlik om te dink. En daarmee wil ek jou regtig aanmoedig dat dit kan vandag by jou begin. Maar dit begin by 'n gedeelde familievisie. Dat ons 'n plan het vir hierdie iets groters as net onsself. Want die navorsing wys weer eens vir ons dat 95% van alle welvaart oordragte wat misluk is as gevolg van verhoudings. 60% weens slegte kommunikasie of 'n gebrek aan vertroue, 25% omdat
die nuwe generasie nie voorberei was nie, en ons gaan tyd in 'n volgende episode daaraan spandeer, en 10% omdat daar nie 'n gedeelde visie was nie. Ons het nie 'n plan gehad waarin ons werk nie. Kom ons begin bietjie by ons familiewaardes. Waardes definieer wat belangrik is, wat toegelaat word, en wat moreel aanvaarbaar is vir ons as gesin. So, hoe stel ons familiewaardes vir ons saam? Ons moet begin deur te vra, maar wat is belangrik vir ons? En dit kan goed insluit, stap 2, om te praat oor goed oor ons geloof, opvoeding, diens, resilience. En as jy 'n hulpbron soek om jou so 'n bietjie daarmee te help, kyk na daardie skakel www.thegoodproject.org. Hulle het 'n value sort waar jy waardes kan identifiseer en dan help hulle jou om dit te sorteer van wat vir jou die mees en die minst belangrikste is. En dalk kan julle as familie dit doen. En elkeen dan met sy top 3 waardes na vore kom. Dit kan 'n lekker groepsbespreking wees. Skryf julle 'n koffietjie, sit om 'n tafel en besluit dan as julle na temas kyk uit hierdie verskillende waardes uit, maar wat is die 5 tot 7 familiewaardes vir julle? Skryf dit neer en mens kan dit periodiek hersien. Met die waardes uitgesorteer, kan ons dan begin kyk na 'n familievisie. En 'n visie is daardie duidelike, inspirerende prentjie van wat ons in die toekoms wil bereik. Dit beskryf vir ons wat ons wil doen en waar ons wil wees in die langtermyn. Hoe gaan ons daarmee begin? Weereens met kommunikasie. Om te praat oor ons geloof. Wat is vir ons belangrik oor opvoeding? Wat is vir ons belangrik oor vrygewigheid, oor entrepreneurskap? Enige iets wat jy aan kan dink, kan jy oor bespreek. So, hoe kom ons dan by 'n familievisie verklaring uit? Stap 1 is, hou 'n familievergadering. Kry die hele klomp bymekaar, bespreek dan, maar wat is sukses vir ons familie? Dan hooplik het jy nou al hierdie waarde oefening gedoen, bring dan julle waardes in, en skakel dit, link dit met wat sukses vir julle is, en wat julle langtermyn drome is. En dan kan jy jou eerste familievisie verklaring skryf. En ek het vir julle so 'n 3 punte gegee om jou te help om dit te doen. Ons is 'n familie vir wie die volgende belangrik is. Wat is julle sleutelwaardes? Ons is verbind om wat te bereik, julle doelwitte. En dan, hoekom is dit vir ons belangrik? Want ons wil 'n legacy los wat die volgende gaan bereik. Daardie doelwitte van jou, gebruik ons die akroniem SMART voor, en ek gaan nou vir julle sê waarvoor dit staan. En dan kan jy hierdie ook periodiek hersien. So, SMART doelwitte is in die eerste plek S vir spesifiek. Julle sien daardie voorbeeld. Ons wil 'n familietrust begin om ons generasie welvaart te beskerm. Ons weet presies waaroor dit gaan, dis spesifiek. Dit moet meetbaar wees. Met ander woorde, byvoorbeeld, ek wil R100,000 spaar in 12 maande se tyd. Ek kan my meet, ek kan sien hoe ek vorder, ek kan sien of ek daarby uitkom. Dit moet haalbaar wees, nie net 'n droom wat nooit gaan tot uitvoering kom nie. Byvoorbeeld, ek wil R8,500 per maand vir hierdie doel spaar. Dan moet dit ook relevant wees vir die doelwitte en die visie wat ons as familie vir onsself stel. Ek wil toekomstige generasies help om hulle opleidingsbehoeftes aan te voldoen. En dan moet ons 'n tyd daaraan koppel. Ek wil hierdie trust byvoorbeeld teen Maart 2025 in plek hê. As ons nou hierdie gedoen het, dan kan ons familievisie verklaring of ons family legacy charter daarstel. En ek het vir julle hier 'n voorbeeld gegee. We are a family that values faith, integrity, gratitude, education, generosity. Daar's ons waardes. And we commit to, wat wil ons bereik? Support one another, managing our resources wisely,
giving back to the community, teaching the next generation about responsibility and stewardship. Hoekom? So that we can leave a lasting legacy of love, purpose and sustainable wealth. En daaronder, wat is dan ons doelwitte? Daardie we commit to, hoe gaan ons dit doen? Smart. Start a family education fund with an initial contribution of 20,000 by December 2025 to support tertiary studies of future generations. Smart doelwit. Hold quarterly family meetings to review our family vision, values, financial goals, with the first meeting scheduled for the first Sunday of each quarter. Baie spesifiek. En dan donate 10% of family income to shared charitable cause each year, starting with a 10,000 rands contribution to our chosen non-profit by the end of this year. En al hierdie doelwitte van ons link terug na we commit to. Nou het jy iets op papier waarin die hele familie kan fokus en 'n idee het van waarvoor ons as familie staan. Want dit wat ons nalaat, 'n legacy, is meer as net 'n erfporsie. Dis 'n heeltemal verandering in ons gedagtewêreld. En om dit te bewerkstellig, om die nuwe generasies, ons kinders te kry om in te koop by hierdie groter prentjie, hierdie visie, moet ons begin deur ons familiestorie te dokumenteer. Ek het begin deur vir julle te sê dat julle het baie opofferings gemaak, hard gewerk, dalk baie keer moes jy jou werk bo die familie sit om hierdie welvaart op te bou. En dit is belangrik dat ons kinders verstaan wat ons opgeoffer het om daar te kom. Want dit sal hulle help om 'n stewardship mindset te hê, dat hulle net die bewaarders is van dit wat hulle het, en dat dit nie vir hulle is om in een generasie te spandeer nie. Hoe skryf ek nou hierdie familiegeskiedenis van my op? Jy kan begin deur die ouer generasies, as jou ouers of ooms of tannies nog leef, onderhoude mee te voer, anders te begin jy by jouself, en sleutel gebeurtenisse neer te skryf. Skryf die lewensstories neer van die familie. Skryf veral neer hoe julle welvaart opgebou is, en watter opofferings gemaak was in die opbou daarvan. So kan jy dan 'n familiejoernaal of 'n videoargief begin met hierdie stories, met fotos, met die biografieë van sleutelfamilielede, met jou familieboom, met die geskiedenis van jou besighede, die foute wat jy gemaak het en die lesse wat jy daaruit geleer het. En ook hoe julle waardes dalk oor tyd ontwikkel het. Betrek gerus ook die jonger generasie om te help dokumenteer aan al hierdie goed. En dan belangrik, as jy nou hierdie familiegeskiedenis gedokumenteer het, en onthou, dit gaan voortdurend opdateer word soos wat die familie groei. Dan stoor jy dit digitaal, sodat jy kopieë daarvan met almal kan deel. Ons familie het 'n gedeelde cloud server met goed wat ons deel. Ons het 'n familie YouTube kanaal wat die skakel net vir die familie gegee word om hierdie goed mee te deel. Baie belangrik is dat ons die volgende generasie moet voorberei, want 'n erfenis mentaliteit kan hulle of bemagtig of baie skade doen. En een van die belangrike goed wat ons moet doen is om hulle finansiële geletterdheid te leer. En daaroor gaan ek in 'n volgende episode verder praat. Die belangrikste is eintlik net om hulle 'n waardering vir geld te leer. En dit is hoekom dit nodig is om die familiestorie te vertel, sodat hulle nie net voel my dit gaan oor my en wat ek hier uit kan kry nie. Meeste van hierdie welvaart sluit twee ander komponente ook in. Welvaart is dit wat op sy eie kan werk ook, passiewe inkomste gee soos eiendomme, soos beleggings. En dis baie keer ons eerste mikpunt. Maar dan wil ons ook dalk teruggee vir die groter gemeenskap, byvoorbeeld om 10% van ons familieinkomste weg te gee, wat vir ons 'n groter doel in die lewe gee en
dan gaan dit nie net oor my en my familie nie, maar ook oor die breër samelewing. So waarna kan jy uitsien in hierdie aanbiedings van my? Ons gaan praat oor die konsep van wat welvaart is. Ons gaan 'n bietjie praat oor die familiedinamika, want dit kan hierdie familiewelvaart breek of maak. Natuurlik moet ons praat oor boedelbeplanning en die welvaartoordrag. Ons moet bepraat oor die familiebestuur, dis uiters belangrik, en ons gaan baie prakties daarna kyk, en dan gaan ons laaste praat oor, maar hoe gee ek ook om vir meer as net myself en my familie? Hierdie welvaartsoordrag gaan nie sommer net gebeur nie. Dit gaan werk vat, en ons moet verskeie generasies insluit. Dit help nie net ek beplan en ek besluit, en dit is die einde van die storie, en niemand hier na my gaan weet waarvoor ons eintlik dit gedoen het nie. Beteken ook, ons gaan verby die finansies en verby die spreadsheets moet kyk, en ons sal die familie en die familieverbintenisse moet intrek. So, ek het gesê dit gaan werk vat. Ek wil jou dus uitdaag. Vir die volgende week gaan gesels 'n bietjie oor jou familiewaardes. Skryf julle eerste familiewaarde en visieverklaring en begin om julle familiegeskiedenis op te teken. Dit gaan die basis vorm vir wat ons verder gaan bespreek.